toe ek actually hiernatoe kom en begin soek vir huis soos akkommodasie, die eerste plek waartoe ek gegaan het, was daar 'n ry van probably 20 meter van mense wat actually net wag om 'n huis te kry. En die tweede plek wat ek gekyk het, dit soos ek het ja, as ek terugkyk aan my studente daar wil ek amper vir jou sê dit was beter akkommodasie geweest. Lekker, ons rol. My gunsteling gesegde is, dis beter om konstant goed te wees, as soms uitmuntend. Toe het ek besef, maar daar's heeltemal 'n ander wêreld, daar's 'n ander dimensie. It's not like winning the lottery where you put yourself out there and then it happens to you. You have to put yourself out there, but then the hustle starts. Hoorie, okay, ek dink as jy vinnige introduction kan gee, 'n bietjie oor wie jy is, hoe oud jy, hoe lyk jou omstandighede nou, wat doen jy en dan net so 'n bietjie introduction van jouself. Ek dink as ons daar begin, dan is dit goed. Okay. Ja, so ek's Pieter Conradi. Ek ja, ek het die grootste deel van my tienerjare en 20s en probably die begin van my 30s in Suid-Afrika spandeer. Ek's nou 37, wel amper 37, 36. So ja, ek is nou 36. En ek het 5,5 jaar terug die besluit gemaak om Ierland toe te emigreer. Wat ek doen vir 'n beroep is nogals 'n breë spektrum. Ek het bourekenkunde of quantity surveying geswat. Ek het dit gedoen vir 'n kontrakteur vir so 3 jaar en toe het ek in 'n spesialis area ingegaan, Delay & Claims, en toe is ek oorgebring Ierland toe om daai business unit te develop. En ja, en terwyl ek dit gedoen het, het ek ander project controls gedoen, projekbestuur, kontrakbestuur, so ek doen so bietjie iets van alles. Ek het nou nogals 'n interessante kommissie waarna ek kyk wat ons al die treine en busse en alles wat public transport basically in Ierland kyk of ons dit kan verbeter en manage. So ja, exciting, en dan het ek so 'n paar ander side gigs. Lekker, okay, as ons bietjie praat net oor jou motivering, die hoofmotivering, is dit maar die werk wat jy die geleentheid gesien het, of het jy altyd maar 'n hinkering gehad om miskien ergens anders te gaan werk of bly? Nee, ek dink it's actually is the opposite. Ek het nie 5 jaar terug as jy my gevra het, dink ek om oorsee te gaan, nee, dan sou ek nooit gesê dit is wat ek wou doen nie. Ek het dis maar pretty much persoonlike challenges back then wat ek gehad het, en ja, ek sê altyd vir myself soos ek wil altyd opsies hê. Ek dink die dag as ek uit opsies hardloop, dan ja, dan doen ek iets verkeerd. So ek het my opsies oorweeg of ek bly of ek gaan, en given all circumstances het ek maar besluit dat om oorsee te gaan sal vir my dalk die beste opsie wees at the time. En ja, en dis maar pretty much wat my gemotiveer het om die besluit te maak om oorsee te gaan, is maar net persoonlike omstandighede en besluit ek beslis vir 'n nuwe challenge en 'n nuwe chapter. So En ek dink nou as ons op daai punt net vashak, jy's nou al 5,5 jaar daar, is jou plan om daar te bly of het jy ander planne? Ek dink wat vir my sover gewerk het, is ek vat dit so jaar vir jaar. Soos ek dink nie ek het gekom sê ek gaan 5 jaar, spesifiek 5 jaar hier bly nie. Ek dink wat vir my gewerk het is om dit te sien hoe voel ek af na die eerste jaar en of dit vir my werk en of ek re-evaluate. En ja, ek dink 5 jaar daar het ek nooit regtig, of 5 jaar en ek het nog nooit regtig gevoel ek wil skuif of ek wil terug huis toe gaan per se nie, maar ek het ook nou al geleer die lewe, jy weet nooit wat om mee draai nie. Ek voel ook baie keer anderste as ek Suid-Afrika toe gaan. Party keer voel ek yes, ek het die regte besluit gemaak, party keer is ek soos it's actually ja, ek soos hier's great goeders in Suid-Afrika ook. En ek het nog altyd gevoel was great goed, maar ja, maar so om jou die kort antwoord is op hierdie stadium sien ek myself in Ierland, maar ek besef die jaar of 2 lyk dinge anders. So ja. Die initiële verwagtinge wat jy dalk gehad het teenoor die werklikheid wat jy ervaar het en wat dit is dit wat jy gedink het dit gaan wees of is dit slegter, is dit beter?
Ek dink dit surprisingly good. Ja, ek moet sê ek het gedink dit gaan ek weet nie, ek het net gedink dit gaan 'n baie groot aanpassing vir my wees. Ek het gedink dit gaan ander taal, ander werksomstandighede, jy weet, ek het actually gedink dit gaan baie meer challenging vir my wees en daar's obviously sekere aspekte wat definitely was, maar overall wil ek amper vir jou sê dit is vir my makliker om aan te pas as wat ek initieel gedink het. Ek dink net generally die ure is net welcoming en ek dink sekere goed het maar net gemaak dat dit vir my makliker was. Ek het mense ontmoet wat great ondersteuningsraamwerk was en ek het 'n weird tyd ook deurgaan want ek het oorgekom en dis dit COVID. En ja, dis ek stuck in my apartment alleen vir basically 'n jaar of 2 jaar, so ek kon ja, bietjie nice reflection en die plek wat ek gehuur het was al ja, was ek goed geweest. So happy days. Okay, my volgende vraag was eintlik dit die aanvanklike uitdagings wat daar was, maar obviously as jy nou in COVID aangekom het, dan was dit die grootste aanvanklike uitdaging. Ja, dis actually ek moet sê en probably vir mense op buitekant wat oorweeg om te kom is maar by die behuising. So ek sal nooit vergeet toe ek actually hiernatoe kom en begin soek vir huis soos akkommodasie. Die eerste plek waartoe ek gegaan het was daar 'n ry van probably 20 meter van mense wat actually net wag om 'n huis te kry. En die tweede plek wat ek gekyk het, dit soos ek het ja, as ek terugkyk aan my studente daar wil ek amper vir sê dit was beter akkommodasie geweest by verre. Ja, dit was vir my 'n bietjie 'n shocker geweest en nogal stresvol want op 'n stadium moet jy in 'n plek intrek en dit lyk net soos asof dit nie gaan gebeur nie en dis toe ek besluit gemaak het om 'n bietjie meer buite Dublin te gaan en te gebeur COVID. So ja, it's challenges. So initieel was daar behuising binne in Dublin self, dis 'n issue. Daar is te min of was jy weet dit is nie up to standard nie. Ek dink dit is 'n kwessie van ja, ek dink dit is definitely 'n landlord's market. So jy weet jy gaan as jy 'n plek sien op Daft of wat ook al jy gebruik as 'n platform, moenie dink dis soos Suid-Afrika waar jy either hier kan negotiate of jy het altyd eerste opsie nie. Jy's probably as jy nie onmiddellik op dit spring nie, is jy baie ver agter in die ry. En so dit is 'n challenge, maar daar's maniere om verby dit te kom. Ek dink as jy mense ken wat in Ierland is dit raak al hoe makliker. Ek het al 3 of 4 keer vertrek en dit raak makliker want jy begin meer mense ken en dan jy weet en ek dink landlords ook besef dat as jy nou hier was vir 2 of 3 jaar sal jy probably nie spring, so jy moet references hê. Baie belangrik en definitief soos as jy 'n couple self wil kom jy op jou eie net 'n klein CV van wie jy's 'n professionele werkende persoon en jy moet amper dit sien as 'n werksonderhoud. En ek dink ja, so dit so approach dat probably baie makliker gaan. So jy moet soos 'n CV ingee om blyplek te kry. Ja, 100%, so jy het 'n reference en alles nodig. So ja, dis 'n bietjie anders hier by ons. Okay, nee, goed. Okay, ek wou net 'n bietjie vra oor lewenskoste. Hoe vergelyk dit daar as ons praat in terme van behuising of in terme van net soos groceries koop? Hoe vergelyk jou koopkrag daai kant teenoor hierdie kant? Obviously jy het nou geskuif, ons gaan nou nie skep, jy weet, finansiëel nie, maar is dit 'n duurder lewenstyl daai kant of is dit eintlik maar 'n goedkoper in 'n mate? Ja, dis 'n goeie vraag soos want ek het nou al met baie van my pelle gechat oor, jy weet, hoe hulle die lewenskoste en cost of living sien. Dit is obviously baie keer maak headlines en ek seker terug by die huis praat mense van die cost of living hoe duur Dublin is en Ierland is. En ja, ek dink die eerste vraag is wat se leefstyl wil jy handhaaf? So ek kan dit miskien so opbreek. So die basic needs soos groceries en is vir my aanpaar met hoe die pryse huidigelik in Suid-Afrika is. Soos ek kan nie sê dat ek voel dis duurder hierso as in Suid-Afrika nie. Ek dink is pretty much aanpaar. Waar dit begin duur raak is as jy hou van uit eet en 'n paar biere drink en dan kan dit nogals vinnig add.
en ook vakansies en soos ja, so ek dink al die luxury goods dink ek kan nogals bietjie begin opbou. Kan pricey raak, maar jy weet goedkoop soos is weer baie meer achievable, soos waar jy ek chat met my pelle en byvoorbeeld, ek vat nou net so hard byvoorbeeld, maar kos jy wil 'n TV koop. In Suid-Afrika is dit hierdie 10,000 of 20,000 rand, hierso sit 'n paar 100 euros wat actually baie achievable is. So ek dink van daai hoogtepunt af voel dit vir my of is dit redelik achievable. Maar ek dink as jy hou van elke naweek gaan uit eet en soos 'n paar biere drink en jy hou van soos 'n naweek weg en kan dit en jy hou van in 'n plek bly, is dit kan dit hier raak. Maar hoe ek ja, soos ek kamp en ek doen my eie ding, dis free. Soos ek kan gaan en ek kan in die berge my tent opslaan, dis free. So en ek kan my bier by my huis drink. So so daar's ways around it. Okay, volgende een wat ek by jou wil hoor is oor die bank. Jy weet, hoe werk die bankstelsel? Is dit dink jy dis aanpaar met wat Suid-Afrika het? Want ek dink ons het goeie banke in Suid-Afrika. En dan ook, jy weet, kredietwaardigheid. Hoe maak jy daai kant? Ja, ek dink soos ek stem saam. Ek dink ons bankstelsel is nogals, dit was actually weird om toe te kom met te sien hoe ver agter daai stelsel is just generally online banking en al die rest. Dit het vir my nogals baie backwards gevoel toe ek hier aangekom het. En om 'n bankrekening op te maak is 'n catch-22 want jy het soos bewys van adres nodig om 'n bank oop te maak. En aan die ander kant sukkel jy om behuising te kry. En hulle is ook baie hesitant om 'n huurkontrak te aanvaar. So dit raak hierdie weird catch-22 waar jy koor een vir die ander. En ja, dit raak so 'n bietjie van 'n loop. Maar as jy dit eers het dan dan is dit easy going. Maar dit is baie ek dink ek wonder baie keer of dit nie half 'n beter ding is. It's pretty straightforward. As jy baie in die plus het, dan kry jy krediet en as jy baie in die minus het, dan kry jy nie krediet nie. So dit is nie hulle maak dit nie overcomplicated nie. Hulle gooi nie soos onder the adverts teen jou kop om te sê, jy weet jy kan hierdie lening teen hierdie prys kry of jy het nie ek weet nie, dit is vir my net bietjie meer eenvoudig as dit kom by jy weet soos huiskoop en so ja, jy het baie papierwerk nodig, maar jy weet, it's pretty straightforward. As jy gewys het dat jy in 'n spaarrekening al 'n paar jaar gespaar het, great, dan kry jy huis 3,5 keer jou salaris. As jy nie het nie, dan kry jy nie salaris nie. Hulle gaan nie worry of jy nou jou kar, as jy nou 5 karre het en jy betaal hulle almal af, gaan dit nie 'n verskil maak of hulle vir jou meer krediet of minder krediet gee nie. Dit gaan oor kan jy spaar, het jy gewys dat jy kan spaar. En ek dink dit is 'n goeie stelsel. Ja. Jy weet, soos dit's 'n gesonde stelsel. Ek dink ek het ooit gevoel hierso moet ek bewys dat ek 'n kar kan afbetaal, maar hierso moet ek bewys dat ek kan spaar en dat ek soos, jy weet, dis waar dit gaan. Is jy verantwoordelik met jou finansies? Ja, kry krediet. Sien nie, kry nie krediet nie. So, 'n goeie stelsel. simpel. Ja, definitief. Hoorie, okay, en dan die belasting, hoe werk die belasting by julle? Dis baie aanpaar actually met Suid-Afrika. Soos dit is in terme van soos as jy hoë inkomste het, dan sit jy weet in die 30 of 40, so baie aanpaar daarso. As dit kom by jou filing, jou elke maand is ook dit moet ek vir jou sê is nogals pretty slick. Soos letterlik is 'n prentjie, bly jy, verhuur jy, klik, okay, jy kry 250 of 500 euros af van jou tax en hulle betaal dit vir jou sommer volgende week in. Het jy soos, werk jy van die huis? Fotootjie, klik. Ja, ek werk van die huis. Okay, great, hier's nog R100 terug. So is al 100 euros terug. So dis super simpel en dis nie so intimiderend soos die SARS filing, at least vir my. Jy weet, ek voel dit nie so intimiderend soos in Suid-Afrika nie. Dis actually nogals fun, want na dit kry jy iets terug. Hulle gee jou geld vir random goed soos elektrisiteit, krediete of wat ook al. So jy kry geld terug vir elektrisiteit, jy kry geld terug as jy huur, jy kry so dis eintlik wanneer dit stelsel wat werk. Dis eintlik ja, probably. Sê vir my oor die tax in Suid-Afrika, jy het nog nie dit opgegee hier nie. Jy betaal nog tax hier of betaal jy nie?
Nee, ek dink ek het nodig nie. Ek dink daar is soos 'n daar's 'n wederwysige tax agreement en ek dink solank jy nie 'n sekere threshold oorskry nie, jy weet dan hoef jy nie in elk geval dink ek gaan dit nie daai delta wees tussen wat jy hier betaal en wat jy moes betaal het in Suid-Afrika wat soos ek sê, ek dink hulle is actually baie ek dink daar mag dalk 'n paar persent verskil wees, maar nie regtig much more nie. Goed. Okay. Ek het nou ek wil 'n bietjie praat oor beleggings en spaar. Jy het nou gesê eintlik as jy spaar dan jou kredietwaardigheid bou jy so op. Maar obviously daar jou rente-element daar is baie laer omdat hulle rentekoers laer is as ek dit reg het want in Suid-Afrika maak ons nogal goeie opbrengs op die geld wat ons belê. Hoe maak jy met spaar? Jy weet omdat die rentekoers so laag is. Ja, goeie vraag. Ek dink dit is maar is again, ek weet nie ek is nogals nie altyd so as te great met die beleggings en so nie. Ek hou dit maar simpel, soos as ek 'n huis wil koop, is daar so 'n savings account wat jy jou huis deposit toe insit en as jy reg is om 'n huis te koop, dan gee die government jou sommer R6 asof ek dink dit 6, ek kan nie onthou presies hoeveel is dit nie as 'n bit of 'n incentive. So as ek gaan kyk oor 2 jaar, jy weet ek het so €6,000 gekry hier om 3 jaar net in 'n spaarrekening te sit as 'n krediet. So ja, just keep it simple. So 50%, wat's die ratio? 50% wants, 30% needs en 20% spaar. Ja. Simpel. Dis 'n maklike konsep maar dit werk. Ja, sê gou Ja. okay, so laat ek dit net nou mooi verstaan. So dis eintlik maar een van die ander vrae wat ek het is eiendom koop daar. Hulle incentivize jou om dit te doen. Ek dink ja, so hulle incentivize jou om dit te doen. Die huispryse is nogals duur hierso, veral as jy as jy net een persoon is wat koop, maar en as jy 'n first time buyer is. So daar's first time buyer krediete wat hulle hierso gee wat 'n mens definitief na moet kyk. En ook 'n question as jy wil oorkom, jy weet, as jy klaar huis of wat ook al in Suid-Afrika het, dan verander hoeveel jy nodig het vir deposito, etc. Maar wat is die vraag? So ja, so en dan hulle gee jou generally net omtrent 3.5 keer jou salaris en as jy gaan kyk wat huispryse in Dublin kos, dan werk haar ratio nie altyd so great vir een persoon nie. Maar as jy nou obviously 2 is, dan jy weet dan help dit bietjie meer. So maar ek dink as jy committed is, dan is dit achievable. Dit voel daunting in die begin, maar ja, jy sal kom. Okay. En dan mediese fonds, jy weet sorg die government vir jou of is jy op 'n mediese plan daar of wat maak jy? Ja, ek is maar op 'n mediese plan. Ek dink is maar ingrained in my so Afrika. Ja, so ek dink nee, dit is ek het maar my mediese fonds. Ek dink dis ook encouraged en ek vermoed to be ek stand to be corrected, maar as jy apply vir jou stamp 1 dink ek of stamp 4, een van die twee, het jy actually bewys dat jy 'n mediese fonds het. Dit is my company gee vir my 'n mediese fonds. I'll take that. Maar ek dink dis nog steeds iets wat jy nodig het. Maar ek bedoel gaan nie soos dis nie as jy dit nie het nie iets gebeur gaan jy nie na gekyk word nie. Soos verstaan, is nie soos Suid-Afrika. Ek sou nie dit fear nie. Ek sou maar net sê dis meer 'n comfort en 'n personal preference. Ja. Great. Dan bietjie op die sosiale kant, wat is jou grootste positiewe ervaring as jy nou terugkyk oor die 5.5 jaar van die hele beweging soontoe? Ja, ek het great vriende hierso gemaak en ons het almal like bietjie die outdoors, so ons het veral in die begin voordat almal begin kinders kry, het ons 'n paar keer gegaan en dan het almal saam gaan na kampterrein gegaan en ons het ons fietses saamgevat en ons het almal, jy weet, vir die hele naweek ry ons fiets ergens heen. Iemand sal ons daar optel en ons sal dit kos eet of restaurant daar sit doen 'n paar pints en dan eventueel terugkom. So daai was nogals great experience. Hier is 'n goeie netwerk van Suid-Afrikaners hierso, wat baie healthy is en ek dink wat ek die meeste enjoy
van die social aspect is dat almal is nie altyd in hulle huise nie. So jy's letterlik jy sal en nou in all fairness dat dit sy kans ook, mens wil ook nie altyd in 'n pub wees nie, maar dis nie soos dis net 'n baie meer, ek sê nie meer nie, maar dit is 'n baie social engagement waar jy gaan nie met jou baie well-known friends altyd na 'n pub toe nie. Jy letterlik kan net vir iemand by die werk of iemand waarmee jy gaan hardloop en sê luister, kos gaan kry 'n pint hier so en dan dis hoe dit is. Of jy kan soos jy kan selfs al ek kan nie sê altyd nie, maar jy kan na 'n pub toe gaan, jy kan na 'n lekker chat met 'n paar mense rondom die pub hê. Almal is moeë social en dit kan 'n bietjie daunting wees, maar sodra jy net weet dat jy praat oor die weer en jy praat oor as jy hurling, dis die twee sporte hier, so hurling, Gaelic, 'n bietjie daarvan weet, of selfs die rugby is groot hierso. Mense is baie keen om te chat, en dis baie socially acceptable om net te gaan met iemand te chat en hulle is baie oop. So, it's great. Ek dink is baie meer, of nie meer nie, maar ek dink nie dis 'n baie healthy social setting, dink ek. Ja. En was daar massive kultuurverskille, jy weet, jy het nou gesê daar's baie Suid-Afrikaners, maar die ouens wat nou nie van Suid-Afrika is nie. Is daar 'n groot kultuurverskil tussen 'n Suid-Afrikaner en miskien 'n Ier? Daar is verskille in terme van die direktness, maar ek moet ook bysê, ek het ook baie geleer van hulle in terme van hoe om jou punte to get your point across, maar dit 'n bietjie meer subtle te doen. En ek dink dit was nogal cool geweest en ek om by die kultuurverskille in te kom, ek actually voel ons in terme van die values and principles align nogals baie closely. En ek dink dit met my pelle waarmee ek gechat het, ek dink meeste sal agree dat dis actually weird om te dink dat dit voel net asof dit 'n Engelse weergawe van 'n Suid-Afrikaner is. Jy weet, soos ek weet nie, dis so daar is verskille, maar ek dink nie dit is nie soos baie it's not like worlds apart. Dis actually, ek dink 'n mens kan nogals baie leer by dit. Ek voel ek het baie al geleer by hulle. So Good. Dan grootste uitdagings of 'n frustrasie sover in die 5 jaar. Behalwe vir die behuising. Ja, ek dink jy moet nogals 'n bietjie fight vir jou posisie partykeer by die werk. Ek dink ons is soos jy moet nogals die graaf doen, maar dan moet jy ook mooi kan verduidelik soos hoekom jy weet jy nou op daai vlak is of wat ook al en ek dink hulle sal nie sommer uit hulle eie uitkom en sê right, jy's nou bevorder, so jy moet nogals fight want die kompetisie kan nogals taaf wees. So ek moet sê ek moes nogals gegraaf het en actually soos hulle sê, hoorie, so it's time. so en ek dink weer eens ek het al dat was my dat was nog 'n bietjie challenge geweest, maar it's all in good fun en tot 'n mate want once you're there weet jy weet soos jy's op die regte vlak en it's just the game, so Nee, is goed. Okay, amper klaar. Wat mis jy? Kingsmead se droof is geelvet droewors. Ek kan koerier, ek kan koop op koerier. Dit soos ek het pelle gehad het oorgekom het en hulle het vir my soos van dit saamgebring en ek is net soos daai was my goud werd. En so ek mis dit bietjie tongenetjies, maar en ek dink ek soos veral toe ek terug gaan het, soos dit is ek het altyd my susters is obviously daar, my maale is daar en jy weet, die mens mis maar partykeer daai familie samekoms en jy pelle, jy weet, soos ek bedoel, elke keer as ek oorgaan, dan kom ons almal by mekaar en mens, jy weet, jy daai diep konneksie met die mense wat jy al jare opgebou het en jy weet, dit gaan tyd vat om dieselfde hier te kry as jy doen en as jy gelukkig is om dieselfde verhoudings te kan bou hierdie kant. Maar ek bedoel, to be fair, 'n mens chat ook nogals baie met die mense terug by die huis ook. Jy weet, soos ek dink om die tye waarin ons leef, om gou-gou WhatsApp te stuur en sê, weet ek, ons have 'n bietjie 'n chat,
is baie meer accessible. So jy weet, ek dink 'n mens kan definitief daai verhoudings nog steeds nurture deur om net die moeite te doen om actually uit te reik na mense en te hoor hoe gaan dit. En jy weet, so dis wat ek mis, maar dis manageable. Ja. So, ja. Okay, as jy dit kon oordoen, wat sou jy anders gedoen het? Nee, ek is so pretty happy hoe ek het gedoen het, to be honest. Like, Doen dit een ek keer. sou niks anders te doen nie. Ek is baie happy met soos, ja, ek weet nie, ek dink dit het vir my gewerk om, jy weet nie, expectation regtig te hê nie. Dit vir my, ja, soos ek weet nie, net vir my goed uitgewerk en ek sou nie regtig behalwe weer eens die bereising, probably is net so 'n bietjie meer. Ja, probably is dit. En nog 'n ander ding wat jy het my nou nog gevra het my meeste frustreer het of is as jy hier toe kom en dink jy gaan 'n Schengen visa kry en jy gaan die Europa toer vir die volgende, dit is taaf om 'n Schengen visa te kry wat jy nodig het om in Europa te kom. Soos just be aware of, soos wees net baie bewus daarvan. En dit kan frustrerend wees want jy het die geleentheid om te gaan en dit is bitter moeilik om daar afsprake te kry. So dit was nogal 'n disappointing challenge geweest, maar ek love Ierland, so ek ken hele Ierland pretty goed. So ja, ek het die beste daarvan gemaak en ek's pretty happy ek het dit so gedoen want nou ken ek die plek goed. So Great. Okay, laaste een. Enige raad as iemand beplan om te doen wat jy doen, wat sal raad het jy vir hulle? Ek dink wees dit seker wat jou redes is om oor te kom. Soos ek dink ek wil amper sê soos moenie vaskyk in die goed wat jou frustreer nie, want dit gaan. Soos die vervoer is nie altyd so super great hierso nie. Jy weet soos daar gaan altyd frustrasies wees. So ek dink as jy hiernatoe kom en dink dit is ligjare beter as in Suid-Afrika of jy weet al hierdie goed gaan anders te wees, gaan dit taaf wees vir jou. Want soos jy gaan goed hierso, jy weet dit gaan nie altyd soos idyllies wees soos wat jy dink dit gaan wees. So ek dink kom net met 'n oop kop en ek dink net jy moenie te veel expectations hê nie. Soos vat dit soos wat dit kom en soos wees net jy's in 'n nuwe land en dit het sy opportunities en dit het sy challenges. So jy weet deel daarmee. Soos jy weet soos vat dit vir wat dit is. So ja, ek dink dis my raad is soos wees net oop kop en wees net sure hoe kom jy kom en dan sal fyn wees. En moet ook nie bang wees soos om net jouself in 'n bietjie uncomfortable situasie sit nie. As iemand sê hulle ken iemand in Ierland, bel daai persoon. Miskien die eerste persoon is jy weet, dalk nie so great nie, hulle kom dalk oor die weg hier, maar die tweede persoon mag dalk wees. So jy weet soos dit gaan daunting wees om hiernatoe te kom en 'n nuwe groep vriende te develop en al daai, maar jy weet, just put yourself out there. Join, soos ek is deel van 'n hele paar clubs. Ek's deel van die climbing club, ek's deel van ek het selfs 'n hiking groep wat ek deel van is elke Sondag, 60 jaar oue groepie. Ons almal gaan in die berge. Love die chat saam met hulle. So doen dit. Ja, soos raak dit betrokke. Ja. Goed, hoorie, super dankie. Ek dink dit was baie waardevol. Is daar iets anders wat jy nog wil hê ons moet aanraak of nie? Ja, dit ek het alles getouch. So ja. Super dankie. Ek waardeer dit hektiek. Thanks vir die geleentheid om 'n bietjie met julle te chat. Ek moes actually 'n prompt gedoen het daarso vir grot. Ja, so ja, vir die ouens, dis jy die het nog ander besigheid ding is wat ek wou gedoen het. Ja, so dis gegrond, dis 'n koffie roastery. Dis is die ouens daarso doen insane goeie werk. Ons is ons het die besigheid begin gebaseer op die principles van founding, adventure outside, maar it's actually meer being rooted in your principles en wat ook al dit vir jou is, soos of dit 'n Christelike waardes is en of dit is 'n persoonlike waardes of wat ook al die scenario mag wees. Dis really besluit net wat jy jou lewe op wil leef en daai beginsels en go voluit vir dit. En so dis waar ons begin het as 'n brand en ons het gesê ons gaan dit Afrikaans hou gegrond, but comes back to the rootness, being rooted. En en die ouens het elke jaar groei. 2021 het ons die Shot in the Dark gewen, wat soos weer eens baie harde werk van die ouens daar terug by die huis en
hy gaan groei en ek is super proud dat Suid-Afrikaanse brand is en dat ek kry baie koffie samples hierdie kant en ek moet sê koffie scene hier in Ierland is pretty high, die benchmark is high, maar elke keer as ek ons koffie proe, sê ek weer eens, ons is ja. So, Ja, dis exciting, ja. Ja, Pieter, alles sterkte toe en ek hoop dit gaan regtig awesome met daai besigheid en geniet Ierland verskriklik baie. thanks man. En selfs vir jou daai kant. En die ouens wat nog en die almal wat nog daai kant is en jy weet soos ek sê, daar's nie 'n reg of verkeerde besluit nie, soos maak 'n besluit wat vir jou werk. This is the moment we waited for. Everything you want is right here.